Hartlik goeiemôre almal. Dankie dat julle hier is vandag. Nie is regtig so koud vandag nie. Maar dit is warm in ons hart want die Here is in ons, né? Maar kom ons bid. Magtige Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag, Here. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees. En Here, U sê vir ons daar waar 2 of meer in U naam vergader is, daar is U ook. En Here, dankie dat U met ons is. Dat ons vandag hierdie woord gee, soos wat U dit vir ons wil gee, Here. Nie soos ons dit wil doen nie. En Here, U praat van U kinders, en daar's baie keer, weet ons, mense wat nie heeltemal goed ingelig is nie. Maar maak dit vandag vir ons mooi duidelik, Here. Here, dankie dat ons U naam kan verhoog oral waar ons gaan. Here, en U kom toe al die eer en heerlikheid en aanbidding, Here. Want U alleen is waardig om aanbid te word. Here, dat elke woord uit ons mond vir U aanvaarbaar wees, Here. En dat ons oordenkinge van ons hart ook vir U aanvaarbaar wees. Seën hierdie woord vanoggend. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons lees uit 1 Johannes 2 vanaf vers 28. En dan ons gaan ons so aanlees, want die skrifgedeelte gaan tot by 1 Johannes 3 vers 24. Ons sal sien of ons al daai verse vanoggend gaan lees. Maar ons kyk hoe ver gaan ons. Johannes skryf vir ons by vers 28, en nou, my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn. En nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle elkeen wat die geregtigheid doen en uit hom gebore is. Kyk, en hier moet ons nou baie mooi verstaan. Daar's baie mense wat sê, almal is God se kinders. Nee, dit is nie so nie. Almal is wel God se skepping. Maar daar's 'n vereiste wanneer jy God se kind is. En ons gaan nou daarby kom. In Romeine 8 skryf Paulus dit eintlik vir ons baie, baie mooi, wanneer hy sê, wanneer jy 'n kind van God is, dan woon die Gees van God in jou. So, Romeine 8, vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei is, die is kinders van God. Nie almal het die Gees van God in hulle nie. Wie het die Gees van God in hom? Jy wat wedergebore is. Met ander woorde, Johannes se brief is aan mense wat reeds gered is. Hy praat nie hier met ongeredde sondaars nie, maar met mense wat weet wie God is, wie die Heilige Gees is, en wie Jesus is. Dan lees ons 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem
kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. So hier staan dit nou vir ons baie mooi uit, dat 'n kind van God lyk nie meer soos die kinders van die wêreld nie. Ons dink nie soos hulle nie. Ons praat nie soos hulle nie. Ons lyk nie soos hulle nie. Want God het ons kom vrymaak van die dinge van die wêreld. Kinders van God doen wat reg is. Kinders van God het heeltemal 'n ander manier van dinge doen. Maar dit gaan oor vrymoedigheid om met God te kan praat. En dan lees ek vir ons vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, met ander woorde wat Jesus weer terugkom, aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien soos hy is. So ons weet nie hoe gaan hierdie liggaam lyk wanneer Jesus terugkom nie. Maar ons weet dit gaan 'n geestelike liggaam wees. En ek lees verder. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. So hier is nou nog 'n eienskap van 'n kind van God. Jy's rein. Hoe het jy rein geword? By wedergeboorte is jou sondeskuld weggewas. Jy's nie meer in dieselfde mens nie. Die Bybel sê vir ons, jy's 'n nuwe skepsel. Kyk, ek het jou nuut gemaak. So as jy nou nuut gemaak is, dan begin jy nou anders lyk. En ek weet die Bybel sê vir ons op 'n stadium, jy ruik ook anders. Want hy sê party van ons is 'n reuk van die dood vir die wat nog nie gered is nie. Maar 'n aangename geur van God. So, ons moet nie bekommerd raak wanneer mense ons wegstoot, omdat ons saam met die Here wandel nie. Want hulle gaan dit doen. Want hulle voel dalk bietjie geïntimideer. Geïntimideer deur hierdie teenwoordigheid van God wat in ons is. En wanneer die Gees van God in jou woon, dan dink jy mos heeltemal anders. Jy doen nie meer die dinge wat jy gedoen het in jou ou lewe nie, want daai lewe is verby. Jy is mos nou 'n nuwe skepsel. So, hoe moet ons nou met ander mense werk? Ons moet vir hulle bid. Ons as gelowiges moet saam staan. Ons as gelowiges moet tog mekaar optel. Ons moet mekaar bemoedig. Ons kan nie alles vir onsself hou nie. Ons het verlede Sondag gepraat, hoe lyk dit wanneer die Gees van God in jou woon? Dan gaan jy mos opgewonde wees om ander mense van God en van Jesus te vertel. Want ons het hierdie hoop in ons. Hierdie hoop op 'n toekoms saam met Christus in die ewigheid. Maar Johannes skryf vir ons verder. En hier kom nog 'n groot ding. Vanaf vers 4 af gaan ek so 'n paar verse lees tot hier by vers 10 omtrent.
4 tot 10. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem. En geen sonde is in hom nie. Hier praat ons van Jesus. Gaan so 'n bietjie verduidelik. So Jesus, hy sê toe hy verskyn het, met ander woorde, toe Jesus hier op aarde gewandel het as 'n mens, het hy ons sondes kom wegvat. Hy het vir ons die koninkryk kom verkondig, en deur sy dood aan die kruis, het hy vir ons 'n uitkom kans gegee om die sonde agter te laat. Kom ons lees verder, vanaf vers 6. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Nou moet ons baie versigtig wees. Voorheen skryf, hier by 1 Johannes 1, sê hy vir ons, as ons sê ons sondig nie, dan lieg ons. As ons sê ons sondig nie, dan lieg ons. Hier praat hy nie van doelbewuste sonde, wanneer hy sê ons sondig nie meer nie. Onthou, toe die Here jou sondeskuld weggewas het, het hy jou 'n nuwe mens gemaak sonder sonde. Met ander woorde, hy sê jy sondig nie meer nie. So jy gaan nie meer opsetlik sondig nie. Jy gaan nie meer wil sondig nie. Dis eintlik wat hy vir ons sê hierso. Maar elkeen wat dan opsetlik sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie geken nie. So, ons is skoon gewas. Kom ons gaan lees verder. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Dis maklik om mislei te word. Want hierdie selfde Johannes praat van antichriste. En dit is wat hy maar eintlik noem mense wat weggeloop het van die evangelie af. Mense wat weggeloop het van Jesus af. Wat 'n vals evangelie verkondig. Hy noem hulle antichriste. So, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig, soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel. Ek hoe reguit is Johannes hierso. Ons onthou, ja, Jesus het vir die fariseërs gesê, julle die duiwel as julle vader. Want julle doen wat hy doen. So hier kom sê Johannes, hy wat die sonde doen, is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Wat was die sonde van die duiwel? Hoekom is hy uit die hemel uitgewerp? Trots. Hy wou God se plek inneem. So vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke
van die duiwel te verbreek. In ander woorde, toe Jesus Christus opstaan uit die dood, het hy die dood en die sonde oorwin. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad in ons bly. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. So, hier begin ons nou 'n beter prentjie kry van hoe 'n ware kind van God lyk. Hy sondig nie meer nie. Hy lyk nie meer soos ander mense nie. Hy begin meer soos Jesus lyk. Ons weet, Johannes skryf vir ons ook in 1 Johannes 2 vers 6. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook hoe te wees? So te wandel soos hy gewandel het. Hy sê ook, ons weet dat ons die Here ken, wanneer ons sy gebooie bewaar. Soos ek goddeloos is, en ek doen wat ek wil, maar ek sê, ek is 'n kind van God, ek is gedoop, dan lieg jy. Dan maak jy 'n bespotting van Jesus se dood aan die kruis. So ons lees verder hier by vers 10. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel geopenbaar. So hier kom die verskil. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En ook hy wat sy broeder nie lief het nie. So hier bring hy nou nog 'n ding in. Liefde. As ek sê, ek het die Here wat in my woon, maar ek haat my broeder, dan lieg ek. Dan is ek 'n leienaar uit die put van die hel. Jy kan nie sê, jy's 'n kind van God, maar jy haat jou broeder of jou suster nie. Want die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, is dat ons mekaar moet lief hê. En dan gebruik Johannes 'n baie mooi voorbeeld uit Genesis uit. Hy sê ons moet mekaar lief hê, nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer Abel regverdig. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Die wêreld hou nie van ons nie, want hulle hou nie van Jesus nie. Die Israeliete en die Jode en die Fariseërs en die hoofpriesters het vir Jesus gehaat. En daarom sal die wêreld ons ook haat, omdat ons in hom is en hy in ons. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het.
Sien julle hoe belangrik is liefde vir God? En dit is tog die groot gebod. Die liefde vir die Vader en die liefde vir jou naaste. En dis nie dat die een onder die ander ene sit nie, hulle is gelyk. Jesus sê, hulle staan gelyk met mekaar. Dis hoekom hy sê, as jy sê, jy ken God, maar jy haat jou broeder, dan is jy 'n leienaar. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. Jesus het dit ook vir ons gesê, hy sê, as jy iemand haat, het jy reeds in jou hart moord gepleeg. En julle weet, dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywend in hom het nie. Ons weet die Here se genade is groot. Hy kan 'n moordenaar red. Maar daar moet 'n verskil en 'n verandering plaasvind. Hieraan het ons die liefde leer ken. Dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Aan die ander toe Jesus aan die kruis gesterf het vir ons. En ons behoort ons lewe vir ons broeders af te lê. Ja, maar Here, dit is dan bietjie baie gevra. Nee. Hoe lief is jy vir jou medebroeders en susters in Jesus? Jesus was bereid om sy lewe op te offer vir ons. Is ons bereid om dit ook te doen? Is ons bereid om ons laaste kos vir iemand anders te gee? Of is ons, nee, maar ek is nie lus vir hongerlyf vanaand nie. En Johannes skryf daaroor, hy sê, maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie net lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Dit klink amper of dit aansluit by Jakobus wat vir ons sê, ons moet nie net hoorders wees nie, maar ook daders. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly. Hoe? Aan die Gees wat hy ons gegee het. Dit sluit aan weer by Pinkster. Toe die Gees van God uitgestort is vir almal. Sodat daai selfde Gees ons kan leer van Jesus. En ons kan herinner aan elke woord wat Jesus gepraat het. Johannes sê ook vir ons in 1 Johannes 2, die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Nou wie is die salwing? Die salwing is die Heilige Gees, wat in jou kom woon.
Dit is hoekom jy nie nodig het dat iemand anders jou moet leer nie. Want die Gees van God wat in jou woon, is die beste leermeester wat jy kan hê. So hy sê, die salwing bly in ons, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. So die Gees van God wat in jou woon, gaan nie vir jou iets leer wat 'n leuen is nie. 'n leuen is nie. Hy gaan vir jou die waarheid leer. So as iemand by jou kom en vir jou iets anders sê as wat in die Bybel geskryf staan, dan is dit nie van die Gees van God nie. Die Gees van God sal nooit iets teenstrydig sê met God of met Jesus nie. Nooit. Hulle staan saam, hulle is 'n eenheid. En so moet ons ook 'n eenheid wees. Nou skryf hy en sê, en soos die, met ander woorde die Gees, julle geleer het, so moet julle in hom bly. So ons moenie deur goed rondgeslinger word, soos 'n bootjie waar op die stormsee is, sonder enige vastigheid. Ons is nie maar net hier om onsself te plesier en om onsself te geniet nie. Ons is hier om saam met God te wandel. Ons behoort nie meer aan onsself nie, sê die woord ook vir ons. En daarom is dit so belangrik om so te wandel, dat ons die beeld van 'n heilige God uitdra na die mense daar buite. Want dan gaan hulle weet wie woon in ons. Want ons moet weet, die wêreld is donker. Die wêreld is op hierdie stadium baie gebroken. En daarom het die Here ons gered. Daarom het hy ons deel van sy koninkryk kom maak. Daarom het hy ons sy kinders kom maak. Want as jy net sy skepsel is, en nie 'n kind van hom is nie, dan beteken dit niks nie. Want daai hondjie wat daar lê, is ook deel van God se skepping. Maar dit maak nie daai hondjie 'n kind van God nie. Dit gaan oor geloof en die vrug uit jou geloof, die vrug uit jou bekering. Anderste is daai geloof van geen nut nie. Jakobus sê vir ons, wys my jou geloof, ek wys jou my werke. Nie werke om in die hemel te kom nie, nee. Werke uit jou geloof. Met ander woorde, die vrug uit jou geloof. Dit is wat belangrik is. Hoe behandel jy ander mense? Wat doen jy wanneer niemand jou sien nie? Belangrik. Dit is maklik om iets voor te gee voor ander mense. Maar wanneer er niemand is nie, wat doen jy? Wanneer niemand jou sien nie, wat doen jy? Waarmee is jy besig? Onthou, God sien jou, hy is nie blind nie. Jy kan dinge vir mense wegsteek, maar nooit vir God nie. Pas op waarmee jy besig is. God laat nie met hom spot nie. Amen. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir
wonderlike woord vanoggend, Here. Dat ons net weer besef, as u kinders, het ons 'n baie spesifieke doel hier op aarde. En dit is om ander mense van u te vertel. Nie altyd net met woorde nie, Here, maar ook met hoe ons leef. As 'n gesegde wat sê, ons moet elke dag die evangelie verkondig. En as dit werklik nodig is, dan gebruik ons woorde. Jou leefwyse. Ja, Here, ons leefwyse is baie keer die enigste Bybel wat iemand anders het. Help ons om so te lewe, Here, dat ander mense u sien en binne in ons. En nie vir ons nie. Het gaan nie oor ons nie, Here. Het gaan oor u en u alleen. Here, help ons om net volgens u wil te leef. Help ons om so te leef, Here, dat u naam altyd verheerlik word. In alles wat ons doen, alles wat ons sê, en oral waar ons gaan. Dat hulle u sien, Here, nie vir Gerard of vir Emma, of vir enige iemand nie, maar net vir u. Here, dankie vir u teenwoordigheid. Here, maak ons nog meer gehoorsaam aan u. Seën ons waar ons uit mekaar gaan, Here. En laat ons in u wandel, elke dag. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. I see. Okay. I can say that's it.